Hallo en welkom by Nagskof. Die groot storie van die dag natuurlik is vandag die president Netumbo Nandi-Ndaitwah wat aangekondig het dat studente van die 2026 akademiese jaar nie meer studiefooie sal betaal om by Namibiese tersiêre instansies te swat nie. Sy sê Namibië se swatting sal 100% gesubsidieer word deur die staat van volgende jaar af en dat die student en hulle familie dan nie die finansiële las hoef te dra om 'n graad te verwerf in Namibië nie. Natuurlik het sy baie ander dinge te sê gehad, hierdie was nog staatsrede, so daar was baie ander kwessies waaroor sy gepraat het, waarvoor ons ongelukkig nie tyd het op vandag se Nagskof nie, maar gaan loer gerus op Republikeinse sosiale media, waar jy kan gaan sien wat het sy alles gesê. En dan, ouer gewoonte het ons in Môre se Republikein weer 'n kolligblad, die laaste insetsel van Pedro Foster se rubriek oor die geskiedenis van die kunste in Namibië. 'n Geweldige insiggewende rubriek, ek het dit nou al letterlik 8 keer op Nagskof gesê, en hier is die 8ste een. En as jy belangstel in die kunste in Namibië vandag, maar jy weet nie heeltemal wat beteken Mafangeo en Trudy Dix nie, dit is 'n geweldige interessante reeks vir jou om te lees. My waardering vir die kunste het so baie verdiep met daai reeks om te verstaan die fases waardeur die Namibiese kunste gegaan het. En in hierdie week se rubriek kyk Pedro dan vooruit. Hy sê, jy weet, die enigste manier wat ons 'n volhoubare kunstebedryf en konstant kwaliteit, jy weet, tot in die toekoms en verby in die Namibiese kunste gaan kwaliteit hê, is as die huidige gevestigde kunstenaars, jong en ontleikende kunstenaars onder hulle vlerk neem en hulle mentor. Hy noem ook 'n paar kunswerke en 'n paar kunstenaars wat geweldige goeie gehalte kunswerke opgelewer het. En hy sê dis eintlik maar die enigste manier wat die Namibiese kunste sy toekoms kan verseker, is as huidige kunstenaars, jong kunstenaars sou mentor. Dan kyk ons ook na As Night Fades. Ons het vandag in die Kletskompas ateljee was Steven Slabber en JP Jacobs, en hulle het bietjie gesels oor As Night Fades deelname aan die Wacken Metal Battle vir Afrika suid van die Sahara. En 'n baie opwindende tyd vir die groep. Hulle het môre aand 'n geleentheid by Handlebar in die hoofstad waar hulle fondse insamel om hulle kostes te dek vir hulle deelname aan